sit Petrie daar agter, Petrie waai bietjie. En hierdie ouens het ongelooflike stories. Hulle boere ding los hier so op hierdie plaas. En die boere in die omgewing is eintlik ook vreeslik goed vir ons. Die luimele en lekker. Ons 'n klomp ekohuise. Ek was net van die huise in die Kaap. As ek gisterand laat teruggekom van die Kaap af. Ek vlieg alweer donderdag daai kant toe. En ons het 'n klompie huise in Pretoria en in Johannesburg. En dan nou hierdie plaasprojekkie. En dan die kampterrein bring eintlik 'n inkomste vir die plaasprojek. So dit en ons hou al ons ekokampie. So dit is laas naweek, dit was so seker 40 mense laas naweek. En ons was al een keer 120 mense. Kan julle dit glo? Met al die huise van oral oor. Almal soos hulle 'n paar keer oor, seker hier by 100, maar ons was al een keer. Dan sit net tente so. Dan lyk dit soos 'n klap hierso. Dis net mense in die hele plek vol. En ons het tente opgeslaan en dit lyk soos Osbraai op Kromdraai. Tente hier op kajak onder die. So julle moet ook hoor bietjie by Petrie as julle ooit lus is gaan kyk. Die wit huisie, daar's nou mense in. Ons het nou net wil wys dit is ons mooiste huisie en dan doen ons besig om die houthuis oop te doen. So as julle ooit wil bietjie kom visvang of net jou kop skoon maak. Hier is nog nooit eers 'n skaap gesteel nie. Dit is super veilig. Ek dink omdat die pad doodloop die boer. Hier is geen misdaad. Van ons oukies het al jare terug het al hier sien maar iets gesteel, my radiootjie gesteel of iets, maar dis ons eie mense. Maar hierdie lot is so soet wat nou hier bly. Ons gaan nou lekker saam met hulle gesels. Maar is regtig lekker veilig. Ons is self in opvangs nie eers 'n WP ruimte hier so 'n keer kry en dan bietjie opvang op die blik maak. En dis doodstil en die sterre is so mooi hierso. So, kom ek buite dan. En dan begin ons. Here, dankie dat ons hier kan saam wees in die natuur, in die rivier, dat ons die teenwoordigheid op soveel maniere kan sien. Dat ons dit kan beleef en sang van die voëls, iets gesê as moet by die voëls gaan leer, by die blommetjies van die veld, iets van die koninkryk. Dat ons dit kan beleef in mekaar se teenwoordigheid hier en ook in die woord. En dat die Gees net op soveel maniere met ons praat. En ek wil bid dat dit nie by ons sal verbygaan nie. Dit is my gebed. Dat ons vanoggend iets van die teenwoordigheid sal beleef. In Jesus se naam. Amen. Goed, ons dink as jy die prentjie kerk Google, dan sien jy 'n toring en 'n auditorium en 'n jy weet dit is groot geboue met gewoon baie keer met 'n toring en partykeer nog hoender op. Maar dis hoe hierdie was vir die kerk begin het. Die vroeë kerk het so met mekaar gekom. Hulle was waarskynlik net nie so rustig soos ons nie. Hulle het die hele tyd gekyk of die Romeine nie dalk agterkom hulle ou kerk. Want hulle het hulle vervolg, net so as hulle jou gevang het. Doodgemaak in tye in die vroeë kerk. Maar hier is ons in ons ou kerk op die ou manier. Sint Francis van Assisi, ek weet nie of julle sy storie ken nie, maar toe hy daar in die 12de eeu geleef, hy het 'n visioen gekry van die Here wat sê hy moet sy kerk herbou en toe het hy eers gedink aan die ou katolieke kathedrale herstel. En toe het hy later gesê nee, hy het so in die veld gaan bly saam met die voëls en die diere. En hy het toe later gesê, nee, hy het besef, God se kathedraal is oral, die natuur is ook sy kathedraal. En die Here het iets anders bedoel met hy bou met kerk. En vandag onthou ons sy storie, so dit het gewerk. Ok, gaan ons ietsie sing? Is julle reg daarvoor? Ek het gedink, ons sing 'n liedjie of so wat julle goed ken. Julle ken O Heer my God, nee. Daar sommer net gegryp dat ons sy snare is gerus. Ek so lank klaar self gitaar gespeel, maar toe dink ek hierdie. Ek sê die orgelis vandag en die doop. Ja, by die rivier. O Heer my God, as ek in hier bied wonde en al die the
Ons het vanoggend 'n doop hierso. Dis baie spesiaal, nee. Eerste keer dink ek dat ons babie doop hier op die plaas. En ek was nou saam met Stefan Jouberl het my genoem saam met hulle Turkye toe te gaan. En ja, ons het interessante goed daar beleef. Ons het baie gepraat oor die vroeë kerk. Hoe die kerk gefunksioneer het in die begin en daar eerste 300 jaar het die kerk ons gegroei van 'n paar duisend na 20 miljoen. 'n Magtige Romeinse ryk verander. En deur die eeue hoe die kerk toe gegroei het onder baie moeilike omstandighede. En iets wat tog als uitgekom het, is 'n interessante ding is die kerk het so vinnig gegroei in die tyd dat dit verbode was om 'n Christen te wees. Maar ook in die tyd toe meeste mense nie kon lees nie. Selfs belangrike ryk mense kon nie lees nie. 99% van die bevolking kon nie lees nie. Want jy kon nie die informasie het gebeur as gevolg van die drukpers, want vir die eerste keer kon hulle boekies druk, elke mens kon 'n Bybel hê. Maar wie hoeveel moeite is om die Bybel met die hand oor te skryf? Tot 500 jaar terug kon jy net, die enigste manier was jy moes boekrolle met die hand oorskryf. So dit was so moeilik 'n proses om papier te bewaar. Kan jy dink hoeveel rolle was die Bybel? Jy kon nie gaan stilte tyd hou nie. Meeste mense kon net nie lees nie. Dit is onnodig om te lees want jy kan geen boek by jou hou nie. Daar was geen boeke nie. Daar was eers boeke toe die tegnologie van die drukpers uitkom hier in die wat se 400, 500 jaar terug. Toe kon hulle uiteindelik elke ou 'n Bybel hê. Toe dinge nou op 'n ander manier verander.
Maar dit is belangrik om te onthou dat mense glad nie kon lees nie. So hulle sou 'n diens soos hierdie bywoon en dan sou die priester kon lees of die leier van die gemeente sou kon lees, Paulus kon lees, of Timoteus het hy dalk nou geleer lees en hy sou nou vir daai gemeentetjie 'n teks lees, ook maar net genoeg waarskynlik dat hulle dit kon onthou en dan het hulle die res van die miskien was daar net een keer in 'n maand iemand wat verbykom wat kon lees en dan het hulle vir hulle die goed gelees en dan moes hulle maar memoriseer en onthou. En hulle het eintlik baie gedoen, nie net met min hulpmiddels nie, min geboue teenoor wat ons vandag het, al die kerkgeboue, met min tegnologie en so nie, maar ook met min inligting. Het hulle baie gedoen, min teologie eintlik sou jy kon sê. Hulle, ek dink ons weet waarskynlik meer soos ons hier sit, as wat die gemiddelde kerkleier in die antieke tyd geweet het van die Bybel. Ons het allerlei radiokanselprogramme geluister en RSG oordenkings en Bybelstudies en dagstukkie boeke en as jy moet vat hoeveel inligting jy nou al gekry het oor die Bybel en oor die Here. Van hy goed was eintlik in daai heel eerste stuk nog besig om geskryf te word. As Paulus nou die woorde sê wat ons vanoggend gaan onthou wat hy vir Timoteus sê, dan is hy eintlik nog besig. Hy besef nie, hy's eintlik daai woorde gaan in die Bybel staan. Hy sê op 'n stadium sê hy jy moet vreeslike agting hê vir die skrif want dit is deur God geïnspireer en groot waarde om jy weet om jou lewe die regte lewenswyse te kweek en so, maar daai woorde wat hy sê is actually hy praat oor die Ou Testament op daai stadium, want die Nuwe Testament is besig om geskryf te word met daai woorde en die Here het hom gebruik sonder dat hy geweet het. Ek weet nie, wie van julle het al gevoel, daar later agtergekom, jy het ietsie vir iemand gesê, ietsie gedoen, en dan lank aan dan kom jy agter, hemel, ek het dit nie besef nie, maar die Here het my eintlik gebruik. Dit is baie keer gebeur, en dan sê jy net iets gesê, dan sal iemand lank later, baie keer weet jy dit nie, maar ek het mos in 'n spreekkamer lank by 'n skool gehad, dan sal die kinders my vertrou met hulle geheime, en dan groot mense ook later, wat ek met ken van daai kinders nou vir jare lank, en dan sal hulle agterkom, hemel, daai onderwyseres het nie geweet nie, maar die Here het haar daai dag gebruik, en sy het dit nooit geweet nie, sy het dit nie besef nie, en dis nogals iets om te weet, nee, dis eintlik amazing hoe die Here werk. Maar wat doen 'n mens as jy met 'n gemeente, sien nou julle nie een van julle kon lees en skryf nie, net ek kon lees en skryf. En julle was nou die gemeente. Daai gemeentetjies was baie keer ook net so goed. So wat doen jy? En hoe later begin die kerk nou ontplof. Nou sit jy met honderde mense wat nie kan lees en skryf. Met duisende mense. So wat doen jy? Jy vertel vir hulle stories, want mense onthou 'n storie. Hoeveel keer het ek al preek gespreek en ek praat met mense wat kan lees en skryf, dan sal hulle die storie onthou. Hulle sal sê, daai storie, daai ding, sal ek nooit vergeet, wat jy daai dag vertel. So jy vertel vir mense stories, en ek dink dis hoekom Jesus so baie gelykenisse vertel. Want hulle onthou die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. As hy net 'n lysie van feite gegee het, het waarskynlik vergeet, maar onthou die storie, en dan dink hulle, hoekom het hy nou weer die storie vertel, en dan onthou hulle die les. So stories, jy vertel vir mense stories, jy wys vir hulle prentjies. Prentjies help ons om te onthou. En dis hoekom met baie keer in die Afrikaanse kerk, die ortodokse kerke en van die Katolieke ou kerke, het baie keer daai loodglasvensters, dan sit die mense daar, sien nou maar hier in die jaar 12 of wat ook al, 12 na Christus of 1200 na Christus selfs nog, dan sit die mense daar in die kerk en dan sien hulle die prentjie van Dawid en Goliat. Of hulle sien die prentjie van die ryk man en Lazarus, of hulle sien die prentjie van Petrus wat Jesus verloon. Wat ook al. Sien 'n prentjie of 'n beeld. Daar staan nou Petrus se beeld. Hierso is Johannes die Doper se beeld. En dan onthou hulle, hy was die ou wat mense so gedoop het en toe hulle vra, wat moet ons doen as ons tot bekering kom? Dan sê hy, wel, as jy meer as een kledingstuk het en jy sien iemand wat swaar kry, gee vir hom die een. Onthou hulle die storie. So jy wys hulle prentjies en jy vertel vir hulle stories, jy gee vir hulle beelde en prentjies wat hulle herinner. En die derde een is, jy gee vir hulle rituele iets om te doen, wat hulle gereeld moet doen, en dan, elke keer as hulle dit doen, dan onthou hulle. En
En Jesus het dit gedoen. Wat het hy vir sy disippels gesê? Hy het gesê, julle moet doop, en hy het gesê, julle moet nagmaal gebruik. Hier is iets om te doen. As ons met jong mense op 'n kamp gaan, dan praat ons van ervaringsleer. Ons laat hulle 'n oefeningkie doen, en dan sê ons, wat het julle geleer uit die oefening? Wat het julle nou beleef? Wat het jy geleer vir jouself aan die einde van die kamp? Het ons laas naweek vir hulle gesê, hulle doen 'n ding, en dan in daai doen, jy's besig met dit, dan onthou jy iets oor jouself, of oor die Here, of daai aksie van doen, herinner jy. So die rituele, die hele idee, hoekom die antieke tyd so vol rituele en goedjies was, en hoekom Jesus dan ook vir ons gee, in dat doop en 'n nagmaal, is dat jy in die doen iets beleef, wat jy laat onthou, want jy kom ons nou die lees en skryf, jy kan nie gou weer gaan optjek. En die doop, is ook bedoel, as dit. Oog, kan jy hulle glo, ek dink, ons sal enig in die hemel besef, wat 'n absolute tragiese ding dit was, dat families opgesplit het, as gevolg van die groot doop of die klein doop. En die hele idee van die doop is net dat dit vir mense iets beteken, dis nie magic nie, is nie as jy gedoop word, dan skielik gebeur daar iets nie, dis 'n doen aksie, dis amper soos om 'n storie te onthou, of 'n praktiese ding, wat jou herinner, aan wat God vir jou gedoen het. Dis wat dit is, dat dit vir mense iets beteken, maak God niks. God is skielik liewer vir jou as jy gedoop is nie, of minder lief vir jou as jy nie gedoop is nie. Later het mense verlief geraak op die ritueel, het gesê, God moet ou net doop voor hy dood gaan. Die ritueel het skielik die mag begin dra. Eintlik was dit net mense kan nie lees nie, so in plaas van woorde op papier, het hulle nou 'n doop. Dit herinner jou om iets. Die doop moet eintlik eenheid bring. En ek dink nie eintlik die Here gee so baie om hoe jy dit doen nie, solank dit vir jou iets beteken. Ek was aan Turkye, 3de eeu, dan was so doopbak, waar hulle die mense gedoop, en baie keer het die hele gesin tot bekering om doop, hulle soos die kinders, almal, want hulle het almal, jou gesin was 'n uitbreiding van jouself. As die pa tot bekering, dan doop hulle die hele familie. Die eerste geslag Christen. En dan het hulle nou vir iets beteken. Ek het al oud groot op gedoop, en dit het vir hulle anders beteken, iets van ek het van die Here af, ek het sonder die Here gelewe, en nou het ek my lewe verander. Maar weet julle wat het ek gesien al? Is dat mense wat tot bekering kom, ek het 'n baie radikale bekering gehad, maar as daar een ding is in die Bybel, al die stories verskil. Jy weet, elke liefde, daar's nie, die enigste gemeene ding in die Bybel, is net 2 stories waar die Here dieselfde met mense gebruik het. So hierdie ding, almal moet presies dieselfde gebed bid, almal moet presies op dieselfde manier tot bekering kom. Ek weet nie, die Here werk verskillend met verskillende mense. Paulus het blind geword en hom in Jesus vasgeloop. Jy weet, dis eintlik 'n studie om te maak, om te sê, wat het mense gesê, wat het Jesus gesê, elke keer as iemand hom wil volg. Die een het hy gesê, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het plek om sy, hy het gesê, kom slaap saam met my buite. Ander het hy gesê, verkoop jou goed en gee die geld vir die ander. Vir die ander het hy dit gesê, ander het hy dit gesê. So hy werk uniek met elke mens, maar selfs mense wat 'n verskriklike radikale bekering gehad het, soos ek en Petrus, is 'n paar mense wat daai, jy weet, een dag, amper so Paulus bekering, sal nooit na die tyd sê, joh, die Here het daai dag vir my lief geraak. Jy weet, dit is stupid, dit is swak teologie, dis om te sê, daai dag, omdat ek nou dit gedoen het, is God nou vir my lief. Wie wat sê almal wat op bekering gekom het? Hulle sê, hoe stupid was ek, dat ek so lank geleef het, asof God nie vir my lief is. Hulle sê, ek het vir lang gelewe, asof die Here nie vir my gesterf het nie, asof God nie rarig is nie, asof God nie lief is nie. Wat gebeur as jy tot bekering kom, is jy besef iets wat reeds waar is. Jy besef, maar God is lief. God, en dit verander jou hele lewe, as jy dit besef. Jesus het vir my gesterf, vir my sondes, en as jy dit rarig besef, verander dit alles. En daarom, wat ons eintlik met die kleindoop sê, is ons sê vir hierdie babietjie, weet jy wat? God is lief vir jou. En ons wil jou geestelike family wees. En ons wil verantwoordelikheid vat, en ons wil saam met jou die pad stap. Dis eintlik wat ons sê, dis net 'n bevestiging. God is lief vir jou. Hy het jou gemaak, Jesus vir jou gemaak, God het jou gemaak, Jesus het vir jou gesterf, en dit maak jou ongelukkig spesiaal. Inderdaad, beteken dit 'n roeping op jou lewe, beteken jy is nie ongeluk nie, beteken die Here het jou bevoeg. Okay.
ons gaan begin met die doop. Julle kan vorentoe kom met die babatjie. Dink het hierdie prentjie met die rivier is mooi. Kyk nou net hoe mooi is dit nou. So hier is 'n mooi, is dit 'n gedig wat geskryf. Oupa geskryf. Oupa hier. Baas. Baas, wil jy dit kom lees nie? Nee, lees jy dit. Seker. Ja, nee, lees dit. Vir jou liefste Elina. Bevleeldes skrewe van oupa. Jy met jou oogies so blou, mag jy altyd jou koppie omhoog hou. Uit liefde gebore en geseën, God se genade vir ons verleen. Vreugde bring jy heen, liefde is saamgeseën. Drome en ideale vir jou, oomblik vir altyd onthou. Vir jou sal ons koester, met emmers vol, en sagte holte van ons arm, lê met oë rustig geslote, jou hart op hou ons warm. Liefde wat ons daaruit haal, plaas ons dan saggies met 'n liefdeskus terug. Jy alles in een, blydskap, nederigheid, verwondering en verbasing, vrede en vrees, met God, een in alles. Elina, unieke vlammetjie, met God aangesteekte vlammetjie se enigheid onthou. Die brand vir God se eer en wil. Weet jy sal nie alles onthou wat ons sê. Blyf in die gevoel wat in jou hart sal lê. Dankie vir Elina my Heer. Kans om nie by Elina te leef. Mag die vreugde van God altyd jou krag wees. Baie liefde. Oupa en mooi is dit. Ek weet julle is lief vir die Here, die pa en ma. Hulle sê good communication is not to state the obvious. Hulle sê ja met die feit dat hulle hier is met haar. Dis waarmee hulle ja sê. En daarom gaan ek vir Elina bid en dan gaan ek vir haar doop en dan gaan ek vir hulle bid en dan kan ons almal ons hande so uitsteek en dan kan ons hulle seën. En dan sê ons Here, ons is saam met hulle. En ons wil saam met hulle seker maak dat sy weet is vir haar lief, dat sy dit voel, selfs nou terwyl sy nog nie kan lees nie, dat sy haar liefde sal voel deur mense wat vir haar omgee. God se liggaam wat haar vashou. Elina, ek bid in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kyk julle hande so uit, man. Kan sien ons daarmee, Here, ons seën hierdie gesin as deel van ons geestelike familie. Here, ek wil vir hierdie beautiful mense bid. Ons het hierdie oomblik, 'n heilige oomblik wat ons hier saam beleef. Dankie dat toe jy vir hulle wou seën, toe jy vir ons as geloofsfamilie wou seën, dat jy Elina gestuur het. En ons wil bid dat die seën net sal aanhou, dat die seën deur haar ouers sal vloei, dat sy sal voel is vir haar lief in die aksies van die dinge wat hulle doen, in die woorde wat hulle sê, en die manier waarop hulle vir u dien. Al kan sy nog nie lees en skryf, al kan sy nog nie eens mooi verstaan nie, dat sy sommer net in haar familie en in haar geestelike familie die liefde sal beleef. En ons wil bid dat u die ouers sal seën en ons bid dat u ons sal seën om hulle te seën en dat u seën na ons toe sal vloei en ook deur ons sal vloei. In Jesus Christus se naam. Amen. Okay. Nou kan ek my krip luidspreek maak.
ek het nou 'n klomp van julle die boek bestel. En eendag is te ver. Het is eintlik 'n boek geskryf vir jong mense. Dis in die ouderdom het ons gesê van give or take 15 tot 25, jong tieners en studente. En maar nou te Everard Bertels van die regter daar by ons, hy en sy vrou sê hulle lees nou elke aand 'n storie in die bed. En hy's 78. 'n Ou van 65 het nou die dag die boek in die hospitaal gelees en Petrie sê hy het op vakansie die boek in 'n dag gelees. So dis hoe kort dit is. En hy soos die ander boek, daai eerste boek wat lekker lees op die toilet. So ons het daai kompliment. In elk geval, so die so lyk my is nou veral vir almal, maar dit is spesiaal nou vir tieners en die idee is om te sê maar ons kan nie eers eendag met jong mense wil praat oor die groot goed nie. Ons kan nie net altyd met hulle praat oor groepsdruk en tienergoedjies nie. Ons moet oor die groot goed ook praat. Ons praat oor die gewone tienergoed, maar oor 'n klomp groot goed. Maar soos dit nou maar werk in 'n kinderdiens partytjie, dan verstaan die groot mense ook. Dan kom hulle na die tyd. Sê nou vir eers keer verstaan ek dit ook. So lyk my dit gebeur nou. Maar dit Iwer Swart, ek weet nie wie van julle ken hom nie. Hy het so 2 weke terug het ons 'n opname opgeneem vir Netwerk 24. So julle kan dit luister, ek weet nie. Mens kan die Charlotte kan vir julle die ding stuur. Maar toe vra hy my 'n klomp vrae oor die boek. En toe ek nou voorberei vir vanoggend se diens, dink ek een vraag wat hy my gevra het, is dalk 'n goeie. En ek het 'n klomp ekstra gebring as julle soek, hoor. Ek het daar agter toe. Charlotte het 8 bestellings gevat op iets maar. Dis ek bring sommer die boks. Maar in elk geval toe vra hy vir my 3 vrae en toe dink ek ja, dis dalk 'n goeie boodskap. Die antwoord op daai 3 vrae wat hy my gevra het. Maar voor ons daar kom ons lees net eers 'n teks en of julle 3 gedeeltes, 1 gedeelte lees en 2 gedeeltes sommer net aan herinner. Die eerste en dit het ons nou baie mooi in daai gedig gesien, nê, is dat ons dat Jesus vir groot mense gesê het, gaan leer by die kindertjies van my koninkryk. Gaan leer by die kindertjies. Ons sê vir kindertjies word groot, Jesus het vir groot mense gesê word klein. En 'n paar plekke in die Bybel sê Jesus dit. Dan stry hulle oor goed en hulle wil nie die kindertjies kom nie self na Jesus toe, hulle word na hom toe gebring en dan sê hy, so klein is hulle, so klein. En dan sê as jy my koninkryk wil verstaan en hoe dit is om my kind te wees, gaan leer by so 'n kindjie. Okay, dis die eerste ding. Matteus 18 vers 3 is een van die plekke. Hy sê hy wat die grootste in my koninkryk wil wees, moet soos 'n kind word. Dit is 'n goeie dag om dit te onthou. Die tweede een is in 1 Timoteus 4 vers 2, dan praat Paulus met die jong Timoteus. Hy sê jong mannetjie man, maar hy het radikaal tot bekering gekom. Onthou daai ouens was almal Grieke en Romeine en Samaritane en Jode, hulle was nie Christene nie. Inteendeel, hulle het horrible goed van Christene gehoor. Maar tog kom daar die hele tyd mense tot bekering. En hier kom hierdie klein jong Timoteus tot bekering. En dan sê, julle ken daai woorde, dan sê Paulus vir hom, skryf hy vir hom 'n brief, want hy raad nou die hele gemeente. Die gemeente is waarskynlik so groot, miskien 'n bietjie groter. En dan sê hy Timoteus, moenie dat iemand op jou neerkyk omdat jy jonk is nie. So ek wil hê dis om dit ook bietjie in ons agterkop. Is weer daai ding. Moenie dat mense op jou neerkyk omdat jy 'n kind is nie. Moenie dat hulle dink jy's minder belangrik, jy gaan eendag nog belangrik wees nie. En moenie dat hulle op jou neerkyk Timoteus omdat jy jonk is. So wat hy weer eens sê is ons het eintlik baie by jong mense om te leer. En dan die laaste teks en ek wil sommer net so 'n stukkie daarvan lees. Dis waar die ouens stry oor wie is belangrik. Ons wil ons eintlik so graag belangrik wees. Ons wil graag ryk wees, ons wil graag belangrik wees. En dan stry die ouens daaroor en dan sê Jesus hierdie woorde en hy sê in Markus 10. Hy sê julle weet dat dit by die nasies so is dat hulle sogenaamde regerders oor hulle baas speel. En dat hulle die groot manne die mag oor hulle misbruik. Ek mis al met van hierdie politici in die stadsraad in Pretoria, die burgemeester, mis ek al so